is weer my beurt om aan die ankerstoel te sit en bietjie vragies te vra. Ons gaan kyk hoe vorder ons op hierdie antwoord en wat noem hulle simbool, hulle noem rapporte. Ja. Ons moet bietjie, dis wil kyk wat is Hy dink waarvoor ons so bang was, wat jy van hom, toe ons op skool was. Ja, ek dink my ma het in elk geval myne bittermin gesien, veral in die hoërskool. En my ma het eers 7 dae gevas, want sy weet wanneer kom hy. Dan het sy gebid, gesak en as, en nou kom die rapport. Niks het gehelp nie. Dis net 'n bietjie humor, mense. Ons Nee, dis reg. Ons is nie formeel vanaand nie. Dit ons so Yes, Bero was, man. come on, dis waar. Dokter, wat het die 5 wyse maagde gehad wat die ander nie gehad het nie? Ja, amper het ek 'n interessante ding nou gesê. Hierdie is 'n baie scary verhaal vir my. Ja. Maar die wyse maagde het ook geslaap. Ja. Onthou, 10 van hulle, is 10 as ek reg is, het almal geslaap. So almal was skuldig aan passiwiteit. Yes. Maar sonder judgment nou, was daar 5, en dis die vraag wat jy wil weet, wat na 'n sekere wêreld gekyk het. En dit was hulle lampe, wat die vuur, die Heilige Gees is die olie, ek sê jou vul met Heilige Gees en met vuur. En hulle het daai 2 wêrelde gediens. Yes. Die ander het letterlik sorgloos uit daai, ek dink ons kyk hier na die ambisie, hulle was gefokus, ons praat oor fokus, dis 'n bruilofsmaal, hier kom 'n bruidegom. Ja. Almal het een wêreld van fokus en gedagte gehad, een opgewondenheid. Daai opgewondenheid as jy 'n nuwe projek aanpak, we gotta do this, ek dink ons almal was al daar, Ja. hierdie een gaan werk. Yes. En dan so 3-4 weke later kom jy agter, dit is werk. Ja. Dit is, as ek maar net casino toe gegaan het, kon dit baie beter. Maar dis amper die dwaase, nou ons spreek baie oor hulle, ons waarsku ouens, en hulle het uit olie en vuur, gees en energie gehardloop. En dan het hulle van hulle fokus afgedwaal as gevolg van hulle lampe, hulle het gaan slaap. Die ander 5 het ook geslaap, dit was verkeerd, hulle moes nie eintlik ook geslaap het nie, maar hulle word erken, want toe dit waarna hulle fokus, toe daai kom, toe die bruidegom kom, en hulle hoor, toe is hulle wakker, almal is wakker, 10 is nou wakker, ja. En die 5, die wat jy oor praat, kyk, lampe is reg, olie is reg, en vuur is reg, Yes. en hulle moment gebeur, hulle breakthrough gebeur, en die ander sê, nou hier kom die ding, kan ons van julle sin leen, of vra, of kry, en hulle sê, ons kan nie, en in praktyk in die wêreld van realiteit, kan niemand, ek kan met jou praat oor ambisie, die vuur, die olie, ek kan met jou praat oor fokus, wag vir die bruidegom, hy kom, ek kan vir jou sê, jou moment kom, jou breakthrough kom, maar ek kan niks, die een ou het gesê eerst, dink het was, daarom maak ook nie so, as ek daarom nog maar een van die ander was, so ek daarom van my een chommetjie iets gegeet, want die kruks van die saak en die riller is, dat die wat dit nie gedoen het, was in die buitenste duisternis, hulle is hel toe. Ja. Jesus vat hom van 'n gewone bruilof en hy sê, en hulle is in die buitenste duisternis gegooi. Ja. Here mense, ons praat nie speletjies nie. Eintlik is die hele evangelie vir progressiwiteit bedoel. Ek skryf dit nou in daai boek van my, waar Christus as leeu optree, nie net as lam nie. Ja. En hierdie is een van die voorbeelde. Hy speel nie. Yes. Hy speel nie. Yes. Hy sê nie ook ons verstaan, hulle was daarom rein, maagd beteken rein. Nee, julle move, die man met die talent. Want hy is in die hel gegooi. Yes. Hy het niks gesondig nie. Hy het nie gehoreer nie, hy het nie gedrink, hy het nie gerook, hy het nie gevloek nie, en hy het ook nie daai goed gedoen nie. En hy is hel toe. Op jou vraag, hulle het gesê, ek kan ook nie vir julle deel van hierdie nie.
En in praktyk kan niemand van ons vir mekaar dit deel. Ja. Ons kan inligting, jy kan my motiveer. Ons paneel is vanaand hier, Pastoor Betty, Anna Marie kan my motiveer, lekker gesels, al hierdie gesprekvoering wat so vanaand, ek sê nou vanaand, maar so ver heeltyd gaan, staan ek, wanneer ek nie betrokke is in die gesprekvoering, voel ek, wow, ek voel gemotiveerd, wat jy sê, wat Anna Marie sê, wat Pastoor Betty sê. Ja. Maar ek kan nie by jou daai gedeelte kry. Ek kan hoor wat jy sê, ek kan die konteks verstaan, en ek kan vir haar sê, na ons paneel lekker vanaand gepraat het, as ons huis toe gaan, kan ek sê, ek is lus vir hierdie saak. Maar jy kan nie vir my 'n klik van 'n nagel gee nie. Al wat jy kon gee het, was vanaand hier gebeur het. Toe hierdie pragtige verduideliking gee, toe Anna Marie, daai wêreld van leef jy, en wat ook al, dit kan ek kry, maar sy kan dit nie vir my verder gee nie. Jy moet dit nou gaan create. Dis ook op Deska op die spanningslyn. As jy kyk waar is jou koördinaat, jy wil hom in groen kry en jy wil die glass ceiling breek. Kan ons praat, ons kan motivate, ons kan hierdie goed doen. Dit is vir my lekker as ons paneel so praat in ons studio. Maar wanneer ons huis toe gaan, en interessant, kan jy en jou vrou of ek en my vrou kan mekaar ook bemoedig na 'n pad iewers, maar eventueel môreoggend as jy opstaan met vuur, het sy haar persoonlike vuur, Pastoor Betty het haar persoonlike vuur, jy het jou vuur en ek het my vuur. En die een kan nie na die ander een toe deel. So dit wat by die maagde gebeur het, toe hulle vra, kan ons by hulle kry, toe sê hulle nee, want in die natuur van God, wat ambisie, fokus en om jou skepingsdoel te bereik, kan ons mekaar net op praat. Ja, ek kan dalk as ek 'n magnaat is, jy sê, Jaco weet, vergeet al jou drome, vergeet al jou visies en missies, man, hier's 150 miljoen rand gekoop vir jou skei en gaan vang vis. Dis wat 'n ou kan doen vir jou, en dan sê jy een keer 'n jaar vir my, ek trek nou hier by Robben Eiland, en dan sê later bietjie dieper in die, wees veilig, vang vis. Dit is nie waarvan ons praat nie. As jy wil 'n legacy bou, en daai maagde wat jy my nou oor gevra het, wat reg was, hulle legacy was reg vir hierdie taak, die fokus was die bruidegom, hulle legacy was reg. Ons kan nie met julle deel nie, want jy's verantwoordelik individueel vir jou eie legacy. So dit wat daar gebeur, ons spreek gereeld, share man, bid vir mekaar, gee vir mekaar iets, saai. Die ding kan ons vir mekaar nie gee nie, ons kan letterlik net by praat vanaand wees. So dat jy kan net 'n ou kan motiveer, soos jy nou gesê het, jy kan die ou motiveer. Daar's hy. Daai ou moet dit sy eie werk maak, om daar's geen ander. Ontvang. Kyk in jou hand, letterlik, dit is in jou hand. Tot selfs God staan eers stil. Hy kan beweeg, want hy's God, maar hy gaan nie iemand in beweging bring en laat uitrol as daai persoon, soos in die geval van die dwaases, daai mindset nie. Hy's nie beperk nie, maar God bederf nie. Wat, ons het nou gesê, ambisie se definisie is, wat is jy bereid om op te offer, en hoe swaar, ek het nou vergeet hoe gaan hy ding, sy definisie, wat is jy bereid, hoeveel ongemak, dit is die definisie, hoeveel ongemak is jy bereid om te hanteer en te vat, om te gaan. Die 5 wat geslaap het, maar was reg, moes sekere goed doen, wat die ander nie voor lus was. Hulle het extra olie gehad, hulle het even extra gehad. Toe sê hulle, maar julle het extra. Ons sal nie vir jou gee nie. Hulle het gaan moeite doen, so die ander dwaases wat geslaap het, het net dit gehad wat hulle gehad het. Hulle het net die 4 oukies gehad wat hulle gehad, die lampuitjie, en toe dit natuurlik nou afgaan en donker raak om hulle toe, snork hulle. Die ander het om hulle elkeen genoeg trofee hande gehad. Dit het iets gekos. Dit het ure gekos. Ek skryf nou in daai boek oor Christus. Wie was Christus regtig? Is dit wat ons as mense dink hy was, en die kerke deesdae voor wat ons as kerk basies in 'n patetiese wêreld in deur brainwash inbring, en waar Christus die gelykenis van die vrou wat die penning
Sy het alles laat staan. Sy het 'n penning gehad wat sy verloor het en sy het daai penning begin soek. Ongemak. Ambisie se definisie is die vermoë om hoeveel ongemak kan. Sy het haar vriende laat gaan. Ja. Sy het haar mense laat gaan sy het haar huis begin skrob, die meubels uitgedra. Hoekom is dit sprinkly nie? Nee, ek sprinkly nie. Ek soek die verlore penning. Dis die krag van ambisie. Ja. En Christus verklaar, as jy nie bereid is om dit te doen nie, want die penning vat hy as 'n minderwaardige, almal lag, come on, jy kan ons, nee, ek het enige gehad, is 'n minderwaardige wêreld wat Christus skep teen 'n aksie wat 'n legacy word, en hy kom daarop neer, hy sê, so is die koninkryk van God, soos 'n vrou, wat en A, B, C, D, en F, as jy nie bereid is om daar te gaan nie, wat eintlik in hierdie beskrywe wat ek nou mee besig is, Christus is 'n hardcore tegniese regheidstelsel, hy was nie as 'n ambassadeur vir die koninkryk, hy is die koning, hy het die mandaat van God, hy is die middelaar, nou sy vlees en hy bly. Ek is hier om vir jou te kom vertel, nou dit is ambisie en fokus in spiraal, dis octaan deluxe. Soek jy, ek het vir jou penning, wat sy 10 gehad. Nou sê net, nou is een, ek soek my penning. Die maagdes kan ons vir julle leen. Sy sê, ek soek, nee man, ek het vir jou beter. Nee, julle verstaan nie, ek het 10 gehad, een is weg, ek soek daai een, en sy begin haar lewe verander. Ja. Haar familie weet dit, haar vriende weet dit, en totdat sy hom, haar legacy gekry het. So jy's reg as jy sê, ons kan praat, ons kan motivate, ons kan inligting gee wat Einstein sal skit tot daar waar hy in sy graf lê. Met revelations. Ja. Maar jy kan niks met daai inligting doen as jy nie self in daai wêreld inskuif. Amen. Amen. Dokter, dankie. Altyd lekker om te gesels. Ja, ek sien uit na die res van hierdie wonderlike gesprekvoering. Is reg. Dan het ons vir pastoor Betty. Genigtig. Dit is die eerste keer wat ek en u one-on-one sit en 'n bietjie gesprekvoering Dat het. ons ook mekaar 'n bietjie hierso kan onderhoud mee voer. Ja. Nou gaan ons voel dit om professioneel te wees. Aitsa, mooi man. Pastoor, ek gaan vir jou sommer dieselfde enetjie Yes. vra. Wat sal jou antwoord wees op hierdie vraag? Jaco, jy praat oor die 5 wyse maagde, wat het hulle gehad, wat die ander nie gehad het nie. En Annemarie het net nou vir my iets wonderliks gesê oor hoe gevaarlik dit emosioneel is as jy nie die vuur het nie. En dit is presies wat hier ook gebeur het. Die 5 wyse maagde was gereed gewees van binne, nie net van buite nie. Ja. Van buite het dit ook goed gelyk, want hulle het die ekstra olie gehad. Ja. Maar waar daai olie vandaan gekom? Hulle het nie daar saam met hulle ander 5 vriendinne aangekom en ewe skielik het die olie verskyn nie. Yes. Ek wil amper sê dit was 'n ingesteldheid. Dit was die hart wat eintlik hier geopenbaar is, want hulle het die ingesteldheid gehad van ek moet voorbereid wees. Ja. En dit het deur die brein gekom, nê? Deur die denke. Yes. En om dit te kan doen, met ander woorde, moet ek ekstra olie saamvat. So dit was glad nie in die denkpatroon, in die ingesteldheid, in die gesindheid, noem dit net wat jy wil, van die 5 dwaase maagde gewees nie. Ek dink hulle was vreeslik happy-go-lucky, nê? Hier het ons gaan bruilof hou, man. Yes. Hier kom 'n lekker party. En nie verder gedink nie. So dis so belangrik dat ons denke moet regkry. Ja. Ons moet ons fokus en ons ambisie, alles begin hier. In 'n lyn. Absoluut. En dan gaan iemand dalk vra, maar as ek nou nie fokus het nie, of as ek nie ambisie het nie, kan dit verander? Natuurlik kan dit Ja, verander. ja. Daar's altyd 'n kans Yes. om reg te kom. Ja. Daar's altyd 'n kans om vir die Here te vra. Hy sê dit so mooi in die woord van die Here, sê hy, as jy wysheid kort kom, kan jy dit van God bid. En ek dink wysheid is oorkoepelend vir fokus en ambisie. Ja. Dit is wat jou gaan daartoe bring. Ja, dit gaan jou dryfkrag gee. Dis reg, jou denke moet reg wees, dan gaan jy onthou, hoorie, die bruidegom kan dalk nou vanaand 'n bietjie laat wees. So dalk moet ek net 'n bietjie ekstra olie vat. Yes. En ek dink baie van ons
vergeet partykeer om net 'n bietjie verder te dink. Want soos wat my liefling net nou gesê het, dis daai ongemak. Dis daai ongemak van ek moet weier dink. Ja. Ek moet ekstra dink. Dit is altyd so lekker om te dink. Hy's 'n diep denker, hy's 'n filosoof by uitstek. Hy dink en dan het ek nie gedinkie. Dan sê hy vir my, "Maar wat het jy gedink?" Dan kan ek nou nie vir hom sê, maar ek het nie Niks nie. gedink nie. As dit moeilikheid is daar nie, Jaco. Maar kom ons vra die Here dat ons nou sommer soos die 5 wyse maagde sal wees. Daar is hy. Dat ons nie net van buite nie, maar Van definitief van binne Yes. die regte ingesteldheid sal kry. Ja, amen. Kyk, daar slaat ons nou die spyker op die kop. My vrou. Okay, vanaand is die aand van baie eerstes. Dis tog vir my ook 'n voorreg om vanaand vir die eerste keer met jou te kan praat. En om te hoor, nog aan die mense sien, wie is die wyse een in ons huis. Hoor nou weer. Ek moet my shares ophou. Yes, ek gaan vir jou ook die vraag, daai selfde vraag vra, ek glo en vertrou, jy gaan 'n baie wyse antwoord daar uitdruk. Ag, dankie my liefie. Ek dink die verskil was nie die plek nie. Al 10 net van daai vrouens het gewag. Almal het lampe, dieselfde geleentheid gehad, maar die voorbereiding met die vuur was die verskil gewees. Die 5 wyse maagde het genoeg olie gehad, nie net vir die oomblik nie, maar vir die wagtyd. Ja. Dis nie genoeg om net te begin te hê of op die regte plek te wees nie. Jy moet iets hê wat jou in die brand hou. Ja. Daai vuur in jou lewendig te hou wanneer dit stil raak. Wanneer niks meer gebeur nie. Dis daai moeilike dae wat jy nie meer van die Here hoor nie, wat jy alles word net stil. Dit is wanneer jy moet kan aangaan. Dit is waar jy daai ekstra olie nodig het Yes. om die vuur in jou aan te hou. Dis waar. Ek meen, ek praat nou hier, ons is nou man en vrou. En in ons huis gaan dit so wanneer die vuur, een van ons voel die vuur is nou bietjie min, dan kom die vuur, dan word daar 'n gesprek gevoer en die vuur begin weer bietjie helderder brand. Ja, Want op die einde van die dag is dit wat ons nodig het. En dis waar. wat die maagde gehad, die wyse maagde gehad het. Yes. Hulle het nie net staat gemaak op dit wat daar is nie. Hulle het Ja. seker gemaak daar's meer. Ja, En ek glo ons kan dit, elkeen van ons kan dit, moet dit in ons lewens hê. Laat ons meer het, eerder meer as minder as te min. in ons lewens. Dis waar, ja. En dis die Heilige Gees. Yes. Jy moet die Heilige Gees in elk geval, jy moet hom voltyds binne in jou hê. Want ons almal sit met 'n verwagting. Jy moet jou fokus en jou ambisie moet jy in lyn kry. En jy gaan dit nie kry sonder die vuur nie. Dis waar. Wanneer jy in 'n posisie is en jy het nie die olie nie, is dit gevaarlik. Want jy moet altyd gereed wees vir die Here, vir Christus. Jy moet die vuur, jy wil die vuur hê. Maar sonder verwagting gaan jy in geval nie die vuur kry nie. En so my woord is vanaand, kry die verwagting en jy gaan die vuur kry.